Hartlike goeiemiddag hier op episode 2 van Sportse Stroom, ons nuwe program hier uit The Go-To Guys se ateljee. En vandag praat ons 'n bietjie met Erik Coetzee, die pastoor daarvan CRC Potchefstroom, oor 'n interessante gebeurtenis wat gebeur die 13de Februarie. Erik, baie welkom. Baie dankie. Driekus, great om hier te wees. En net vir duidelikheid, ek's 'n pastoor daar. Jy het nou 'n wonderlike inleiding gegee, maar net ek werk daarso. Ek het my pastoor, Pastor Louw en Pastor Lisna Holtzhausen, hulle bied die ding aan, maar dit is my voorreg net om vandag hier 'n bietjie met jou te praat oor dit. Te kom chat. Ja. Right, kom ons val sommer so met die deur in die huis. Papiertjie, Rise Born to be a Champion. Peerspies wat Potch gaan besoek. Vertel ons gou 'n bietjie rakende Peerspies en so aan. Hoe het julle op Peerspies besluit? Okay, daar's baie vrae. So Peerspies, 'n baie interessante storie en ek dink dis wat ons het 'n agenda, maar hier's 'n groter storie aan. Jy praat hierso van 'n internasionale atleet, 'n springbok wat genomineer was vir die speler van die jaar internasionaal in 2009. Wat gaan van 'n tyd wat hy gekies is vir die Springbokspan in 2007 en hy moes onttrek van as gevolg van 'n hart gesondheidsprobleem. Jy gaan na hom toe en nommer 1 om te verstaan wat se tipe mindset het hy gehad. Hoe het hy alles gedoen? Hoe is dit internasionale rugby? Maar terselfdertyd het jy Peerspies die Springbok en jy het nou Peerspies die pastoor. Iemand wat in 'n balans van absolute van sukses, van wat meeste mense sal sê, hoor hierso, jy is suksesvol, jy's 'n Springbok, gaan na 'n ou toe wat sê, weet wat, ek was 'n Springbok, maar nou is ek 'n dienaar, want dis eintlik wat pastoor is. So, ek dink nommer 1, dis nie die angle nie, maar ek dink dit sigself is 'n storie om by te woon. Ja. Hoekom ons dit doen, net om jou vraag te antwoord, Driekus, is, nommer 1, ek dink mindset speel 'n ongelooflike rol, jy weet, hoe ons kyk na goedjies. Jy weet, ek self, jy weet hoe ons deur die lewe gaan, ons het die hele tyd druk, ons het die hele tyd goed wat aangaan, familiedruk, sportdruk, afhangend waarmee jy besig is. En ek wil graag weet, hoe het 'n elite athlete, hoe het hy dit gedoen? Hoe het hy dit gedoen om regtig gefokus te bly, om aan te hou, en saam met dit, hoe het hy die balans gekry om te sê, ek gaan voluit in my sport, maar het nooit homself verloor in die proses nie. En dis wat ons wil doen. So dit's 'n geleentheid vir sportsmense om te kom, maar dis baie wyer is dit. En ek seker ons gaan meer daaroor praat, maar in beginsel is dit waar ons begin. Dis waaroor dit vir ons gaan. Dan my volgende vraagie. Is dit moeilik om so bekende persoon in die hande te kry om te kom chat? As mense so 'n vraag kan vra, want baie van hulle is maar hoog en high and mighty. Ja. Hoe het julle Peerspies in die hande gekry? Is dit moeilik om 'n hoë hierdie level persoon hier te kry? 100% is die algemene antwoord moeilik. Ja. En oor die algemeen, en ek dink weer eens, dis wat hierdie so uniek maak, oor die algemeen, om nou 'n Springbok hier te kry, om nou 'n professionele persoon hier te kry, natuurlik is dit ongelooflik moeilik. Maar ons sit met iemand wat sê, my lewe is nie gekoppel aan die identiteit van hierdie foto nie. Ja. Hy's nie net 'n Springbok nie. Dis iemand wat gekom en sê, my lewe is baie groter as dit. En hoe kan ek na rugby, alhoewel hy in rugby dit gedoen, maar hoe kan ek na rugby iets meer bring, iets meer byvoeg? Hoe kan ek na rugby my ware doel van my lewe uitleef? En dis wat Pastor Peerspies nou is, as 'n pastoor. So, vir die algemene persoon sal dit sê verskriklik moeilik, maar vir iemand wat verstaan, lewe is meer as net sport, en lewe is meer as net dit wat jy bereik, 'n willing heart sal dit maklik doen. So vir ons was dit maklik as gevolg van wie hy is. Van wie hy is, ja. En dis wat ons opgewonde maak is oor wat hy gaan bring. Want dis nie net fame and glory. Dit help nie jy weet die Bybel sê, what does it help a man if he gains the whole world but loses his soul? Ja. Peerspies, quote unquote, het die whole world gegained but never lost his soul. Ja. En so dit was nie moeilik vir ons nie, want ons is saam in dieselfde span. Saam in dieselfde span. Ja. Dit is flippin awesome. Ek moet vir julle sê, want ek self gaan probeer om kyk of ek hierdie kan bywoon. Ja. Want hy was ook 'n legendariese rolmodel Ja. vir my as mens.
Ja. as speler, Ja. as afrigter, as alles, en vir al die jong kinders wat ek mee besig is tans en so aan. Pierre Spies was 'n great speler op sy tyd en so aan. Ja. Maar soos wat jy nou sê, om oor te gaan van sport na pastoraal en 'n pastoor te word, Ja. dink ek dit in hedendaagse tyd, Ja. dink ek dit is moeilik ook Ja. om daai jump te doen van ek was nou die hele tyd sport en nou moet ek my geloof uitleef. Ja. Maar ek dink in daai tyd was Pierre Spies een van die meer opregte Christene in daai sportgroep. Ja. Want daar was altyd was daar Bybelstukkies gelees en dan Pierre aangebied om dit te doen. So ek dink nie dit was vir hom moeilik om uit die sportzone uit te kom en dan in daai rigting in te gaan. Rikus, ek dink dis eintlik so 'n great vraagstelling, want jy adresseer eintlik iets. Pierre Spies het nie verander van atleet na pastoor toe nie. Hy was 'n Christen dwarsdeur. Dis hy, ja. En ek dink dit is weer eens wat die storie so amazing maak. Ons is nie 'n sportspeler en dan wanneer dit kom, ek dank Jesus. Jy weet, dis nie 'n Grammy Award waar ons sê dank Jesus nie. Dank Jesus, ja. Dit is wanneer ek sport speel, ek verstaan my doel is om te domineer. So jy bid nie vir jou opponent as jy hom tackle nie, by all means. Jy speel die sport. As jy in besigheid is, jy's besig. Maar dis nie jou identiteit nie. Ja. Pierre Spies se identiteit was in die Here dwarsdeur. Vandat hy die Here en dis wat regtig gaan amazing wees. Hy gaan sy storie vertel ook van hoe hy die Here ontmoet het en hoe dit sy lewe verander het. So vir hom, die rugbywedstryd in sy dagbeplanning was ekwivalent aan, okay, waar gaan ek iemand bereik vir die Here? Waar gaan ek bid? Jy weet, dis terselfdertyd. So jou vraag adresseer eintlik 'n leemte van inligting waarmee baie mense sit, want dis altyd albei. Dis altyd die Here en is altyd die beste van waarmee die Here jou gegrace het, waarin jy goed gemaak is. Elkeen's uniek gemaak, maar dis nie afsnypunt tussen die een en die ander. Dis kom daar's nie 'n oordrag nie. Hy was altyd wie hy was, maar in daai fase van sy lewe was dit sy uitwerking, maar hy het nooit afgesit aan sy dit is wie hy is. Dit is wie hy was, regdeur as atleet en pastoor en ekskuus as ek kan Nee, so terug. Verstaan, dis deel van hoekom ons hierdie aanbied en dis wat ek gesê het, ons gaan hierdie vraag ontwikkel. Hoekom bied ons hierdie aan? Want ons wil vir mense sê en bygesê, ons gaan seker praat oor wie gaan almal daar wees. Nou 'n groot groepering daarvan gaan sportspelers wees en in hedendaagse tyd is dit maar jou skole studente. Daar gaan baie volwassenes wees, maar 'n groot gedeelte van wat ons wil bereik is hulle. En ons wil juis vir hulle wys, luister hierso. Sport is great, maar maak die Here deel van die saak. Jy weet, ek gaan daar's 'n skrif wat sê in Genesis praat hy van toe die Here vir Adam gesê het gesê tend the garden. Toe hy vir hom gesê het werk die garden. Daai woord werk is die woord abad. Ek weet nie hoe spel mens dit uit nie. Of spreek ons uit. Maar abad. Dis dieselfde woord wat gebruik was toe Moses na Farao toe gaan het en hom gesê het die Here se instruksie is let my people go that they may go and worship me. Die woord work and worship is dieselfde woord in daai konteks. Nou dieselfde is hier die Here maak ons om te werk. Die Here maak ons in unieke maniere, maar dis as ons God deel maak daarvan, daar's 'n element van worship. En dis wat ons wil vir mense leer, want baie keer leef ons in 'n wêreld waar mense sê, ek werk myself dood, ek oefen myself dood, en as jy kan besef die Here is saam met jou in dit, en jy kan 'n lewe leef waar hy saam is, dis 'n ander wêreld waarin mense leef. Die Here is nie 'n Sondag ding, 'n kerk ding nie. Die Here is deel van elke ding, en weer eens, ons sit met 'n voorbeeld. En mens kry ongelukkig min visible voorbeelde, en dis weer eens wat so 'n geleentheid so amazing maak. Yes. Sê gou vir my, jy het nou 'n bietjie aangeraak aan die tipe persoon wat jy opdaag. Ja. Verduidelik ons gou 'n bietjie waarna kyk ons as ons kyk na die gehoor. Okay. Kom ons begin hierso. As jy gehou het van rugby, kom. Ja. Weet een van my goeters, ek wil eerlikwaar stories hoor oor die World Cups. Ek wil stories hoor oor die Bulls se finals. Ek wil weet wat was die speech. Nou ek weet nie of alles daar gesê word nie, maar ek dink dit sal ongelooflik wees om dit te hoor. So ek wil eersins sê enigiemand wat 'n Pierre Spies wat's fan in Afrikaans? Ja, rolmodel. Maar fan is ja, fan. Enigiemand wat 'n Pierre Spies fan was. Ja. Enige iemand wat hou van rugby en daai entrekkies. Enige iemand wat wil beter word in enigiets, want
ons praat, hy kom van 'n sportsagtergrond af. Hy kom uiteindelik atletiek, sprint en gewigstoot uit. Hy het dit oorgedra na 'n ander professie, kos met pastoraal. So enigiemand wat wil 'n mindset hê van deurdruk, 'n mindset van victory, 'n mindset van humility, wat ek bedoel daardeur is, jy gaan van die highest high, dis Pierre Spies photographers, tot iemand wat kom tot die lowest low in die sin van, hy serve people, so hy demand dit nie. It's like, I come to serve. Ja. Verstaan, so, ek dink so, om die vraag weer te antwoord, enigiemand wat dit wil verstaan, as jy in sport is, kom, ek dink dit sal great wees vir jou sport, as jy op skool is, om 'n rolmodel te kry, is 'n moed, en ek wil hierdie regtig sê, dis iets wat ons 100% glo, as jy 'n ouer is, in vandag se tyd, is dit so belangrik, om jou kinders bloot te stel, aan voorbeelde, rolmodelle, wat 'n lewenslange impak kan hê. Ja. Want nou vat ons 'n rolmodel, okay, jy's nou great in sport, of cricket nou. Jy's great in sport, jy volg 'n rolmodel totdat jy 18 is, great. Maar die res van jou lewe, wat het hy bygedra tot die res van jou lewe? Tot die res van jou lewe, ja. So, Driekus, om vir jou te sê, wie is ons teikenmark? Almal. Ja, almal. Almal, van ons glo, almal gaan beter af wees daarna. Jy weet, ons doen dit nie vir ons nie. Ons doen dit om 'n impak te hê in menselewens, 'n impak in Potchefstroom, en laat ek 'n laaste een bygooi. Elke sportspan in Potch van ons wil die beste wees. Well done. Hoekom nie? Goeie werk. Hoekom ons wil die beste wees? Hoekom moet ander dorpe beter as ons wees? Ja. Ek wil hê elke sportspeler, elke span, okay, ons kan kompeterend wees tussen mekaar, maar ons moet nasionaal wen. Hoekom nie? Wat keer Potchefstromers om die beste te wees? So, jy weet, dis ons mindset, dis die Here se mindset, dis sy mindset. So ons wil dit oordra, laat daar regtig 'n impak wees en sport ook. Okay, daar's 'n mond vol. Waar word dit aangebied? Okay, jy wil nou die hele Potch nooi. Korrek. Is daar genoeg plek? Kom begin eers met dit. Ons sal staan. Okay. Nee, Okay. Driekus, nee, dit word gehou. Ons het daar naby Feather Hill, as jou pad is Feather Hill, is die CRC kerk. Nou, bygesê ons is amper klaar met ons gebou wat ons bou. Reg langs dit is ons kan so 1200 mense daarso huisves op stoele in die gebou of die tent wat daar is, reg langs. Maar as ek sê tent, laat ek definieer. Het jy al gehoor van clamping? Clamping is nie tenting nie. Ja. Clamping is highest level tenting. So as ek sê in die tent, dis wat ek bedoel. Ons bedoel clamping. So ons kan maklik 1200 mense daar huisves. Ons doen dit op Sondag. So daar sal genoeg plek wees. En terselfdertyd, ons is die host. Jy weet, so as ons eie mense daar is en daar's te veel mense, ons sal staan. Jy weet, ons is daar om te dien. So dis nie vir ons 'n probleem nie. Indien daar enigstens te veel mense is, ons het overflows wat ons sal aansit, ons projektors wat ons sit op ander vertrekke. Ons kan mense huisves. Ons sal 'n plan maak. Want ek beloof nou vir jou, na aanleiding van wat jy nou verder gaan sê, Ja. daar gaan nie plek wees vir 'n meisie nie. Maar dis goed. Ek beloof vir jou, Ja. en ons gaan sorg dat daar nie 'n plek vir meisies nie. Ons gaan dit gooi, ons gaan dit bemark, Ja. en dit is net awesome. En wat lekker ook is die passie wat waaroor jy, hoe jy praat oor julle kerk en die sportpersoon Ja. / pastoor Pierre Spies. Ja. Dit is great, so ek sien nou vir jou, daar gaan nie plek vir 'n meisie wees nie. Dis goed en gee my 'n oomblik hierso. Ek wil net gou weer teruggaan na hierdie punt toe. Ek wil regtig sê vir ouers, dit ons sit met 'n generasie en as jy na statistiek kyk, veral statisties gesproke, die wit Afrikaners is die statistiese mense wat wegbeweeg van Christendom en van die Here af, statisties gesproke. So dis nie 'n tyd vir 'n ouer in Suid-Afrika en hierdie gespreks nou vir almal, maar dis nie 'n tyd om duim vas te hou nie. Ons is baie intentioneel om te praat met ouers om te sê, hoor hierso, jou impak op jou kind bepaal sy ewigheid. Ons praat met onderwysers, jy weet, jy wat sê jy's by 'n skool ook betrokke. Ek was self by 'n skool betrokke en ek het gesien jy beïnvloed daai kinders so baie en dis die mens wie jy is, maar ook die blootstelling wat jy bring. So jy weet, ek's bly jy sê ons gevolg is. Maar ek wil regtig 'n versoek maak aan onderwysers, skoolplekke, ouers. Moenie hierdie geleentheid mis nie. Party van daai kinders gaan net een geleentheid kry om so iemand te hoor praat. Ek kyk gou vir die kamera Ja, dis fyn, dis 100%. Party van daai mense gaan net een keer 'n geleentheid hoor om
so iemand te praat, want ek het groot geword in 'n manier, ek was 'n goeie mens, ek het geweet van Bybel lees, alhoewel ek dit nie gedoen het nie. En ek het, toe ek so 15 jaar oud was, en dis kom ons baie passievol is oor skool, toe ek so 15 jaar oud was, toe ek iemand ontmoet wat gepraat het asof God reël is. En dit het my radikaal verander, want toe vir die eerste keer was dit nie net 'n boek wat ek gelees of 'n ding wat ek moes doen nie, maar daar was iemand wat gepraat het, God is met my, saam my, en as gevolg van daai persoon het hy my gelei tot 'n ontmoeting van die Here wat my lewe verander het van ek wou nie Bybel lees nie tot ek wou Bybel lees. Ek wou nie bid nie, toe was God reël. En so 'n geleentheid, baie mense gaan deur die lewe en hulle ontmoet nooit so iemand nie. So dis wat ek wil sê, Potchefstroom ouers, gee vir jou kinders hierdie geleentheid. Julle is lief vir julle kinders, maar moenie hierdie geleentheid mis nie. Die kinders het dit nodig en julle het dit nodig. Ons almal het, as sê julle, ons het dit nodig. Ja, so ja. Ja, soos wat jy nou sê, jy het daai een geleentheid gehad toe jy 15 was. Ja. Hier is die perfect geleentheid vir daai deurgee en soos wat jy sê, as Pierspies een kind sy lewe kan omdraai, dan is die doel bereik. Maar dit gaan regtig awesome wees. Ek het so 'n paar vragies wat ek jou wil vra. Sure. Maar ons kan afwyk van die vragies, ons kan lekker chat, al daai dinge. Wat is die naam van die geleentheid? Ekskuus. Rise Born to be a Champion. Dit is die naam van die geleentheid. Die naam van die geleentheid. Ja, ek seker dat op social media dit ook sien, maar dit is die geleentheid. Rise Born to be a Champion with Pierspies, of in Afrikaans gebore om 'n kampioen te wees. Okay, wie het daai naam, of hoe het julle op daai spesifieke naam uitgekom? Driekus? Kyk, dalk vra ek jou nou 'n bietjie vas, maar dit is ook 'n perfect opsomming van die hele dag wat julle wil doen. Ja, Driekus, ek was nou nie betrokke by die naam kies nie, maar ek dink jy sê dit reg. Hoekom is hierdie nie die naam nie? Hoekom is dit nie die gedagte en die tema wat ons vir almal wil gee nie? Hoekom as ek sit met 'n skoolkind, wil ek nie sê Rise, you were born to be a champion nie. So ek het nie gekies nie, maar ek dink is uitstekend, want dit is wat ons glo. Dis wat die Bybel sê, dis hoe die Here voel oor elke persoon. Hy planne vir elke persoon, plans to prosper, not to harm. So die Here kyk na enige persoon en sê, Rise, are you born to be a champion? Born to be a champion in ander maniere, nie almal noodwendig in sport nie, maar in dit waarvoor die Here jou gemaak het, is definitief Rise, born to be a champion. So, was jy betrokke nie, maar ek dink is 'n goeie. Ja, maar dit is great. Dit is Rise, en dit sê so lekker. Rise, born to be a champion. Dit is so lekker op die tong ook. Wat het jou geïnspireer, of julle geïnspireer om hierdie spesifieke ding in Potch te reël? Dis 'n goeie vraag. Nee, ek het 'n antwoord, maar jy weet, wat het ons geïnspireer? Wie wat ons geïnspireer het, is ons gee om vir mense en God gee om vir mense. So, wat het ons geïnspireer vir hierdie een? Dit was, ek wil sê, iets wat ons geglo het huidiglik effektief sal wees. Wat sal inspirasie? Nee, was nie inspirasie nie, daar was dryf. Dryf is konstant. Inspirasie is eintlik maar kreatiwiteit om wat gebruik ons, maar die dryf is om mense te help, die dryf is om mense te bereik, familie saam te sit. So, inspirasie, ander woord, dryf. Dryf konstant, kreatiwiteit is die tipe event wat ons het. Ja, great man, great. Is daar enigiets anderster wat ook aangebied word, behalwe nou, kom ons luister na Pierspies? Wel, okay, kom ons kleer die geleentheid bietjie in. Daar is bietjie voor die tyd aktiwiteite, daar's so een waarna ek definitief uitsien, maar ek kan nie 100% sê of dit gaan gebeur of nie gebeur nie, maar ek het al langs pastoor Peer gestaan. Hy's 'n reus. En hy's 'n monster. En jy weet, een van die goed wat ons gedink het, nou ek kan, weer eens, miskien is dit daar nie, dalk die kans is goed dat dit daar is. Ons gaan heel moontlik kyk of kan ons voor die tyd die sterkste mense laat armwrestle. Voor die tyd, en moontlik, ons gaan kyk om dit te organiseer, maar voor die tyd, en die wenner gaan miskien, ek kan nie namens op praat nie, maar ons probeer, laat hulle teen Pierspies net 'n vinnige armwrestle doen. O, my genade.
Net dit sal baie interessant wees. Ja. Maar so wat ek daardie probeer sê, ons probeer dit lekker maak. Lekker Op die einde maak, van die dag, jy weet, ons het 'n hart element, sport element, maar ons wil ook die lewe geniet. Jy weet, ons het voor die tyd aktiwiteite daarso. Daar gaan 'n trekking wees, 'n prys wees wat mense kan kry ook. So ons probeer in hierdie dit kom sommer met 'n goeie event maak. Een van die goed waarvan ons staan is wat is die mooi Afrikaans vir excellence? Uitnemendheid. Uitnemendheid, ja. Ons glo in uitnemendheid. En so ons wil die hele gebeurtenis aanbied met uitnemendheid. Dit beteken daar's kosstalletjies, dit beteken daar's allerlei goedjies. Ja, en ja, een van die goed wat daar gaan wees, dit is 'n baie klein gedeelte daarvan, maar ons gaan net begin met sing. Nou, hoekom ek dit opbring? Ons het seker van die beste musikante wat jy kan kry. Dit is uitstekend. En een van die goeders wat ons regtig verstaan is, ons is 'n multikulturele kerk. En hoekom ek dit opbring is, om te sien alle rasse saam staan, saam werk, om te sien hoe almal saam sing, hoe, jy weet, want as jy kyk na die mense wat aan die begin gaan sing, dis 'n teken of dis 'n indikasie van wat die Here ons voor gemaak het. Ons en veral in Suid-Afrika, ons kan nie meer apart leef nie. Ons is saam, een kultuur, ons is een nasie. Ons moet saam wees, ons dien saam die Here. En ek dink so as ek sê wat is uniek tot dit, wat is ekstra, ek dink blootstelling vir mense om te sien Suid-Afrika kan saam staan. En dit gaan altyd eers begin by die kerk en so sal dit uitvloei. So sal dit uitvloei, ja. Ja. Joe, okay. Is dit nou net 'n eenmalige gebeurtenis of beplan julle om dit jaarliks of kwartaalliks of so tipe iets te doen? Driekus. ek wil vir jou sê jy ken al die antwoord op daai een. Ja. Dryf. Ja. Dryf forceer dit. Die tipe gebeurtenis gaan verander, maar solank soos wat CRC Potchefstroom is, ons gaan dryf. Ons gaan verskillende tipe goeders aanbied konstant. Ons het en dis wat ons regtig glo is 'n kerk word geplant om 'n hele dorp te beïnvloed, 'n hele dorp te wen, om Christus te bring, deel te maak van elke element. So solank wat ons hier is, kan ons nie ophou nie, want dan is ons oneerlik met onsself. So Ja. gaan daar nog sulke goed wees? Ja. Wie die voorblad gaan wees, ek weet nie, Ja. maar die dryf gaan altyd 'n blad veroorsaak. Ja. Ja. Okay, so dit is 100% dat dit gaan pas. Ja. Mooi man, mooi. Kyk, ons het nou al 'n bietjie gepraat oor logistiek en so aan. Ja, okay. Wanneer vind dit nou plaas? Okay. Ek gaan hierdie nou stadig sê, partykeer praat dit te vinnig. Nee, is reg. Donderdag 13 Februarie, 7:15 begin daar al 5:15 die aand 1700. 5:15 die aand begin ons met aktiwiteite. Daar is ek wil sê daar's demonstrasies aan die buitekant, verskillende vendors wat daar aan die buitekant gaan wees. Daar's mense wat verskillende tipe oefenmetodes demonstreer daarso. Daar is 'n baie ding waar ons opgewonde is. Daar is 'n voedsel brand wat daar adverteer uit Potchefstroom uit. Hulle gaan die marke oorweldig. Dit gaan 'n verskriklike groot impak wees, maar ek gaan nie hulle name sê nie want hulle is besig met hulle eie launch van hulle produk. Hulle gaan daar wees. Jy weet, 'n uitstekende produk. Hulle ek mag nie meer sê nie. So daar's daai goedjies, so 4:15 is dit daarso. Ons beoog om 6:15 in te gaan en ons teen 7:30 wil ons klaar wees. Okay. Ja. So dit gaan 'n lekker aand wees. Ja. Wat ek net wil sê vir die mense, Hendrik, as jy dit uitgewys, die plek gaan vol wees. So ek wil net motiveer, ongelukkig, wanneer 'n plek vol raak, is waar jy sit word beïnvloed deur hoe laat jy kom. Ja. So ons wil ons tieners bereik, so hulle het 'n spesifieke area, maar vir die res, en dis 'n groot plek om in te kom vroeg genoeg dat jy goeie plekke het. Dit gaan 'n impak hê. Okay, wat kos dit om, kom ons kom nou daar. Wat kos dit om 'n kaartjie te kry vir Born to be a Champion with Peerspies? Striekus, ons het aanvanklik ons gewerk aan ons budget. Ons gaan begin op R10,000 per persoon. 10,000? Ja. Toe ons dit afgekry na 5. Dis verniet. Dis verniet. Dis 'n diens aan die mense. Dis ons voorreg om dit aan te bied. Dis ons voorreg om alles te reël. Dis ons voorreg om jy weet
kos om die Here in 'n ander vorm te bring na die mense. Dis ons voorreg, so dis verniet. Soos verniet. Verniet, ja. En dan wat is hierdie register hier, hierdie QR kode? Hoekom moet julle hulle registreer? Wat ons wil doen is dit help ons om net getalle te beheer en hier is 'n baie logistieke ding. Pleinweg net nou kom 5000 mense. Ja. As ons dit weet 'n dag voor die tyd, kan ons vir 5000 mense dit amazing maak. As ons dit nie weet nie, logistiek maak dit moeilik en dit beïnvloed die produk op die einde van die dag. So alhoewel dit verniet is, jy hoef niks te bewys as jy daar kom nie, vra ons die mense om te registreer sodat ons hulle ervaring kan beter maak. So dis maar al. So dis vir hulle part vra ons om te registreer. So jy vat jou foon, jy scan hierdie kode, hy vat jou na 'n ek dink is Quicket toe. Jy vul net jou inligting daarin, dan het ons getalle en ons maak dit 'n beter geleentheid. Waar kan die mense nou hierdie ding kry? Hierdie QR code kry om te geregistreer? Wat julle kan doen is, of wat die mense kan doen, julle sal sien reg oor die dorp is daar posters van hierdie reg oor dit. Julle kan gaan na CRC Potchefstroom se sosiale media, ons Facebook, ons Instagram. Julle kan dit daar kry. Julle kan op Quicket kyk na die daar sal die site ook wees of die event sal daar wees, die geleentheid sal daar wees, jy kan daar registreer. Maar die beste en die maklikste is hou ons social media bladsy dop. Julle kan die kantoor skakel. Jy weet, ons gaan konstant goeders update daarso. So as iemand vra het, hulle kan julle kontak, ek adverteer. Kontak the go-to guy. Hulle is baie goed hiermee. Well done. So, dit is okay as jy ons nou wil registreer. Ja. Instagram, Facebook van CRC Potch. Ja, kyk vir enige van ons sosiale platforms, maar tot 'n mate is daar nie meer inligting nodig nie. Die inligting is volgende donderdag 4:15, maak deur oop 5:45 begin ons. As hulle dit volg, het hulle alles wat hulle het. Wat het hulle, ja. Almal is welkom. So ja, dis die hoofinligting. Die hoofinligting. En jy sê dit is daar by CRC se kerk naby Federal. Ja, so laat ek gou vinnig verduidelik vir die mense, want ek's verbaas dat mense nog nie daai kant was nie. So, die kerk is, as jy op pad Carletonville toe is, op jou regterkant is Tuscany se ingang, Tuscany Ridge. Ja. Reg aan die oorkant is Spar se ingang. Reg na Tuscany se ingang is daar pad wat regs draai. Dis 'n kleinerige pad, maar die bordjies is duidelik. Dis die pad na Feather Hill toe. So jy gaan daarso reg op tot bo, dan gaan jy onmiddellik die kerkgebou sien wat ons bou en jy gaan ons die tent reg langs dit sien. As jy regs draai en as jy regs draai en opgaan, dan is dit Feather Hill daarso. So dis daarso makliker om daarby uit te kom. Maar daar sal obviously langs die pad ook wys. Weet wat jy gaan sien. Jy gaan die bordjies sien CRC. Jy gaan mense sien in rooi hempies. Daar gaan mense wees wat jou vriendelik groet en sê kom hierdie kant toe. So nee, ons glo in 'n uitnemendheid, die groot Afrikaanse woord. So julle sal dit sien. Sal dit sien, ja. Ja. Okay, is daar enigiemand anderster, spesiale gaste of afrigters of ander atlete wat dit gaan bywoon, of is dit gefokus op Piers Peace pastoor? Okay, wat dit bywoon, ons nooi die beste sportspanne wat ons kan. Want ek gaan teruggaan na my Potchstelling toe. Nou onthou, ek het hier groot geword. Ja. Potch moet wen. Ja. So ons nooi die beste sportspanne. Daar's ander dorpe wat my gekontak het wat hulle kinders wil stuur. So hulle mag, maar ons gaan beter wees in Potch. So net laat almal duidelik is. As jy in volgende Carleton wil, bring jou spelers, maar jy gaan nie wen nie. Maar bring hulle. Hulle gaan wen in hulle dorp. So ons bring sportspelers, daar's 'n paar professionele provinsiale sportspelers wat ons nooi, maar hulle kom woon by. Ja. Wie ons wel nooi wat net jy het gesê is daar ander spesiale mense. Ons is openlik daaroor. Ons nooi mense wat 'n impak kan hê. As ons nooi skoolonderwysers, want ons wil hê skoolonderwysers moet hulle kinders skoolhoofde, onderwysers, afrigters, ons nooi hulle want ons wil hê hulle moet sien wat se impak het hulle op die kinders. So ons nooi hulle sodat hulle die atlete, die sportspelers kan nooi om hierdie te ervaar. So ons nooi hulle as prins, ja. As prins, ja. Ja. Okay, daar's nie registrasiefooi, gemeenskap. Ja, hoe dink jy gaan hierdie spesifieke
ding wat julle nou beplan? Hoe gaan dit die gemeenskap op die lang termyn praat? Okay, ek gaan net eers my eerste een sê, ons gaan wen. Ons gaan alles wen. Maar dis nie waar dit gaan nie. Okay, kom ek wil gou vir jou vra. Ja. Die wat jy nou sê, julle gaan wen, is daar nou soos ander CRC's wat dit ook doen? Of is daar soos 'n kompetisie? Nee, wat ek bedoel is, ons sportspanne gaan wen. Dis wat ek bedoel. Okay. Dis eers die atleet. Nee, Driekus, om jou vraag te vra, hoe gaan dit die gemeenskap beïnvloed langtermyn? Ek dink daai's 'n perfekte vraag vir wat ons glo en waarvoor ons staan. Wat ons doen moet langtermyn beïnvloed. Ja. Ons is nie 'n korttermyn impak nie. Hoe gaan ons die gemeenskap beïnvloed? Nommer 1, ons gaan ouers weer terugkry in 'n posisie om te sê, weet wat, ek soek die beste van my kind en sy ewigheid maak saak. Ons gaan sportspelers, afrigters, skoolhoofde weer blootstelling gee om te sê, ek wil die beste hê vir die kinders en hulle ewigheid maak saak. Ons gaan ons sportspelers, ons jong mense gaan ons beïnvloed om keuses te maak vir die Here wat hulle vir ewig gaan kan bystaan. Hoe gaan dit ons dorp beïnvloed? Dit gaan vir jare. En dis weer eens, 'n kerk is gebou vir generasies. Ons bestaan hierso nie vir die mense wat nou saam ons staan nie. Ek staan hierso en ek probeer my Christendom, my liefde vir die Here, my verantwoordelikheid uitleef sodat my kind in 'n beter plek stap. Ek wil sy toekoms beter maak. En dis wat weer eens wat ons wil doen met hierdie, almal wat daar uitstap, moet 'n klein impak aanvanklik gaan hê waar hy is. Ja, maar daai collective, daai saamgestelde impak moet pots op 'n beter plek sit en beter gedefinieer deur eerstens God meer deel te maak van ons dorp. En ons is 'n uitstekende dorp, uitstekende mense wat lief is vir die Here. En ons wil dit net weer warm maak, ons wil mense weer wat doel uitwys hierdeur. So langtermyn impak, ja, massief. Ja, massief. Ja. Maar ek sien uit na hierdie ding hoor. Ek moet ek voel daai vibe. Nee, ek voel hom. Kyk is daar enige liefdadigheidsorganisasies wat julle wat ook gaan deelneem of wat julle genooi het of wat kan kom of so? Okay, ek gaan die vraag groter antwoord. In hierdie geleentheid, een van die goed wat ons baie op fokus as 'n kerk is om samewerkend, maar wel voorsienend te wees met liefdadigheidsorganisasies. Wat ek bedoel daardeur is, op die oomblik, en ek het net gepraat van daai een voedsel brand wat nou gaan uitkom, saam met hulle in samewerking, op die oomblik daagliks voer ons so 1200 kinders. 1200? Ja. Elke dag? Elke dag, ja. So, wat is die doel van 'n kerk? Die kerk is 'n plek om mense te kry om hulle, nommer 1, die Here te ontmoet, 'n verhouding met die Here het. Nommer 2, te stap in wat die Here se hart is. En die Here gee om oor arme mense. So, of ek wil nie sê arme mense, ja, maar mense wat nie nood het. Wat nood het, ja. Jy weet, so 'n deel van ons impak is te sê, ons wil hê mense moet sien waarmee die Here besig is en saam met ons hierdie pad stap. Saam met ons kyk om meer as 1200. Hoekom nie 2000 mense daagliks te voer nie? Hoekom nie 3000 mense nie? En ons doen dit nie met government grants, en ek bedoel nie negatief nie, ek bedoel net, ons doen dit met mense wat se harte oop is om te gee vir mense wat nood het. Harte oop is vir mense, vir die Here se wil vir mense. Jy weet, so dis ons gemeentelede wat sê, kom ons help voer die arme. So is ons saam indirek deur hierdie en wat ons wil bereik deur die dorpe. Ja, liefdadigheidsorganisasies gaan massiewelik bevoordeel word. Want is mense se harte wat daar is om ander mense te help. En nou, ek wil gehoor, 1200. Ja. Is daar mense wat elke dag inkom, die kos maak en dit versprei, of hoe werk dit? In vandag se tyd, en weer eens, die logistieke, nou dis nie my primêre area waarmee ek betrokke is, so ek werk nou onder korreksie, maar ek weet genoeg om 'n goeierige antwoord te gee. In vandag se tyd, om effektief te wees, moet jy verskriklike goeie logistieke planne in plek hê. So ons het ooreenkomste met verskillende organisasies, manier waar ons produkte kry, manier waar ons dit voorsien. So dit word, kom sê op 'n maandelikse basis uitgestuur na die plekke toe waar mense gevoer word. Die spesiale produkte wat geklassifiseer is as 'n verskriklike hoë gesondheidsproduk. Jy weet, ons gee vir mense hierdie produk wat dis dalk hulle enigste maaltyd vir die dag wat hulle kry, maar die
nutriënte wat daarin is, Ja. is van so 'n aard dat dit regtig voordelig is vir hulle. So deel van wat ons doen op 'n en dis 'n passie van ons pastoor en sy vrou is om regtig te kyk wat doen ons vir die gemeenskap. En net nie om snaaks te wees nie, maar daai passie is so oorgedra as jy praat met meeste van ons lede. Iemand dra ergens by, maar ek self dra ons 'n X-bedrag wat ons maandeliks bysit, nie om snaaks te wees nie, maar dis 'n moed. Jy weet, hoe kan ek nie omgee vir die armes nie? Ja, hoe kan jy nie? Ons kerk het net 'n baie effektiewe model om by mense te bereik. En ek het net gekies, ek wil effektief wees en ek wil soveel as moontlik mense bereik. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie die modelle by my huis om effektief mense te voed nie. So ek gee dit by 'n organisasie wat dit voltyds doen en so voer ons 1200 mense. Ja, dit is Maar dis waar ons absoluut begin. Fantasties. Dit is fantasties. Driekus, as ek dit kan sê, hierdie is vir ons 'n baie spesiale jaar en ek gaan nou terugbring na hierdie punt toe. Ons kerk bestaan nou 10 jaar hier in die dorp. Ja, dit was nou my volgende vraag. Ja, ons is 10 jaar hierso. So oor 2 weke en ek wil vir mense die geleentheid gee. Oor 2 weke is ons 10 jaar Sondag hierso en wat ons bietjie reflekteer op waar kom ons vandaan. Ons pastoor, ongelooflike pastoor en ek het die voorreg gehad, ek was van die eerste mense wat ek kom sien het in die dorp en hy het ingery, hy en sy vrou op 25 met hulle City Golf en hulle het niemand hier geken nie. 10 jaar later, ons sit met duisende letterlik in ledemate. Ons sit met impakte dwars deur die dorp. Ons sit met langtermyn mense wat hulle lewens verander het. Ons hoor daagliks van stories van waar mense op pad was tot waar hulle nou is. Jy weet sulke stories en om op 10 jaar te sit met 1200 mense per dag. Weer eens as jy ons pastoor ken, dis waar ons begin. Jy weet, dis soos, okay, ons 1200, maar wat van 10,000? Ja. Dis wie ons is. Ons glo impak is 'n regtige ding. So op 10 jaar is ons verskriklik dankbaar vir wat die Here gedoen het, maar ons sien radikaal uit na wat ons nog gaan doen. Maar die volgende 10 jaar. En die volgende weer eens, 10 jaar, dis wat so voorreg is van om deel te wees van en in vandag se tyd, Driekus, ek sit so baie met mense wat alleen by hulle huis sit. Hulle is Christen, maar hulle kry nie blootstelling aan wat die regte aktiewe kerk van die Here is. 'n Aktiewe kerk het impak. 'n Aktiewe kerk beïnvloed mense se lewens. 'n Aktiewe kerk kyk na die armes. En ons het uitstekende kerke in Potch. Ek adverteer nie nou ons nie. Ons het uitstekende kerke in Potch. Maar mense mis uit om deel te wees van iets. Jy weet, ek is trots as ek sê ons voer 1200 mense, want ek is deel daarvan. Ek is nie noodwendig in daai deel daarvan nie, en baie van ons mense, want ons is 'n kerk wat glo in volunteering, om jou tyd aan te bied. So, ek sit mense, daar's 'n oomie, ek dink hy's so 75, 76, vir hom is dit die grootste geleentheid om net saam met mense te bid op 'n Sondag. En hy probeer nie snaaks wees nie, vir hom is dit 'n voorreg net om iets te kan doen, om saam iets vir die gemeente te doen. Ons sit met 'n ongelooflike groot besigheidsou wat vloere vee. Hy vee vloere. Hy blaas blare, want hy wil deel wees aan wat ons doen. En dit gaan nie oor die pedigree van die persoon nie, dit gaan oor die hart om saam iets te doen vir die Here. En jy weet, en dis, as ons praat van eenheid, jy weet, daar's baie keer die kerk moet saam staan. Nee, kerk moet nie saam staan nie, ons moet saam staan oor die doel van die Here. Ja. En die doel van die Here is eerstens om mense saam te kry, om saam te stem. Weet jy wat, ons stem nie saam oor alles nie, maar hieroor stem ons saam. Mense moet gered word en menslewens moet verbeter word. Weet so, ons celebrate ons 10 jaar, maar ons sien uit na die volgende 10 jaar. Die volgende 10 jaar. Is daar enige uitdagings of unieke kenmerke wat hierdie geleentheid so spesiaal maak? Wel, okay, Driekus, jy het gesê ons grootste uitdaging gaan wees plek. Ek aanvaar daai se uitdaging. Daai is 'n uitdaging. Nee. Uitdaging gewys, nee, dis logistiek, dis groot. Uitdaging gewys is, ek wil amper sê die uitdaging is die rede vir die geleentheid. Ja. Die uitdaging is mense wat probeer deur die lewe kom, kinders wat probeer hulle voete vind, identiteit vind. En jy weet, een van die goed wat ons baie sê is, daar's 'n sê ding al buite wat sê, ek myself vind. Dis 'n leuen. Jy vind nie jouself buite deur die blootstelling en die terugvoer wat jy daar buite kry nie. Jy vind jouself in die Here en in die Bybel. So die uitdaging is die motivering.
Ons wil hê mense moet hulle self vind. Waar in die Here? Want hy is die een wat jou gemaak het. Hy weet presies wie jy is, wat jy is. Vind jouself daar. So die uitdaging forceer die geleentheid. Ja, die uitdaging forceer die geleentheid sigself nee. Die dryf tot die uitdaging se oplossing maak saak wat die obstacles is nie. Dis irrelevant. Irrelevant. Ja. Irrelevant. Okay. O ja, jy het nou so 'n bietjie gepraat van 'n prystrekking. Ja. Wat moet die mense doen om te kan deelneem aan die prystrekking? Hulle gaan definitief of dit gaan help. Okay. Ons gaan die Quicket gebruik daarso, so die registrasie gaan help. As mense opdaag op die dag en hulle het nie geregistreer nie, daar gaan 'n plek wees wat hulle wel hulle inligting kan deurgee. Daai word dan gebruik as die prystrekking. Ek weet wat jou volgende vraag is. Ek sê nou al vir jou, ek gaan nie noodwendig dit vir jou gee nie, maar is 'n goeie een. Okay. Ja. Maar is 'n goeie een. Maar is 'n goeie een. Dis 'n goeie een. Okay, ek gaan nie die vraag vra nie. Ja, jy gaan nie die vraag. Die mense moet maar kom. Jy gaan nie 'n vraag vra oor wat is die prys nie. Dis nie 'n back nee. Nee, ek gee nie back nee, dis 'n goeie prys. Dis iets om na uit te sien. So die mense moet kom dat hulle daai iemand kan hy prys. Avontuur in die lewe. Ek gaan inskryf. So, ek mag seker nie weet nie, maar ek gaan definitief inskryf. Definitief inskryf. Okay, so onder my sussie se naam inskryf, ja. So kykers, daar's 'n groot prys wat vir julle wag daar. Okay, hoe kan die mense nou vir die volgende week? Is dit nou maar op hoogte bly? Is nou maar net die sosiale media dophou en was daar dalk nog op ander plekke? Weereens, ek sal sê, hoe gaan hulle op hoogte bly? Ek gaan die vraag draai. Hulle gaan op hoogte bly deur die primêre inligting te vat. Dis donderdag is daai tyd. Volgens sosiale media, maar ek wil sê, hoe gaan jy op hoogte bly, sal ek anders verwoord. Hoe gaan jy jouself posisioneer om die meeste te kry vir die geleentheid? Ja. Dis een ding om te sê, hoe gaan ek op hoogte bly en jy gaan soontoe en jy's nie noodwendig reg vir dit die inligting wat deurgaan nie. Ek sal sê, hoe hou jy op hoogte? Hou jouself reg. Een van die maniere hoe jy jouself reghou is glo wat ek sê. Glo hierdie onderhoud. Glo laat dit kan 'n impak hê in jou lewe. Glo dit gaan 'n impak hê in jou kind se lewe. Glo dit kan 'n impak hê in 'n skool se lewe. Glo ons in dit wat ons wil bereik. So hou jouself reg. Glo ons as ook vind 'n geleentheid om reeds 'n verskil te maak. Jy weet, ons kry 'n pastoor Peerspies om 'n geleentheid te maak. Maar Driekus, jy ken iemand aan wie jy kan 'n verskil maak deur hulle te nooi. Verstaan, so koop reeds in die geleentheid in. Moenie wag tot na die tyd en sê okay, nou is ek reg om 'n verskil te maak. Maak 'n verskil nou. Maak 'n verskil. Praat nou met mense, help mense nou. Ja. Okay, nou so dit. Is daar dalk nog enige ietsie wat jy vir ons wil deel wat op jou hart is? Wat moontlik mense kan bereik met hierdie, kom ons sê met hierdie program wat jy dalk voel jy wil dit sê, jy wil dit aan die wêreld verkondig. Ja. Driekus, ek dink dit gaan dieselfde tema wees wat ek nog die heeltyd eintlik kommunikeer. En ek gaan na 'n ding wat ek vroeër gesê het, en staan in die Bybel, what does it help a man to gain the whole world and lose his soul? Ja. Ons het 'n element van ons professionaliteit en ons lewe en ons probeer sin maak van survival of thrival, wat ook al, waar ook al jy is, maar daai's een element van jou lewe. As daar nie 'n element is van God wat saam met jou op pad stap nie, jy lewe 'n halwe lewe. Okay? Ek persoonlik, ek het vir net te vertel, op 16 was ek gered hier in Potchefstroom. My lewe het radikaal verander. As 'n 16, ek sê nou 16, ek was 15. Vanaf 15, die Here was werklik vir my. En ons sit met, kos nou met na COVID, met 'n tyd wat die Here tot 'n mate, en nie so erg in Potchefstroom nie, ons het uitstekende mense, waar baie mense leef met 'n, jy weet, die Here is daar, maar dis meer 'n ding vir my. Die Here gaan hier wees. Die Here is beskikbaar elke dag. Die Here is daar. Daar's roeping op mense se lewens. Dis nie 'n fairy tale nie. Dis nie Suid-Afrika is 'n Christen land nie. It's not, it's real. Die Here is real. Vir iemand om, en ek wil regtig hê, ek kan nou nie veel sê of te veel sê nie so, maar vir iemand om te gaan van die highest of the high in sport en te gaan, okay,
Want ek ken sy proses, of ek weet 'n bietjie van sy proses. Hy het gegaan van ek is hierdie radikale sportspeler. Hy was 'n VIP waar ook al hy gegaan het en hy het gegaan na en hy was opgelei deur pastoor Ad Boshoff by CRC se hoofkantoor. Hy het gegaan van dit tot 'n appie. Hy het gegaan van 'n ekstreem ding tot leer my. En deel van appyship is stoele skuif. Help hierso, help daarso. Hy het gegaan van absoluut hierdie posisie na 'n servanthood en dit spraak van 'n werklike verhouding met die Here. So as ek praat van enigiets terwyl ek die geleentheid het, vir enige kyker, ek wil vir jou sê die Here is nie net 'n konsep nie. Hy's reëel. En ek het vir julle vroeër gesê op 16 het ek gesit met iemand wat so gepraat het en ek het hom geglo. En ek wil vir julle nou sê weer eens die Here is beskikbaar en jy weet selfs waar jy sit, Nikus gee my hierdie oomblik, selfs waar jy sit en ek weet dis 'n Sportify geleentheid, maar Ja, maar chat oor. Gee my geleentheid, dis selfs waar jy sit by jou huis, as jy my hoor en dalk is ek die eerste persoon wat vir jou praat as iemand wat by die Here ken, waar jy sit, die Here is daar. Waar jy sit, is jou geleentheid om daar te sê, Here, ek hoor jou, ek glo jou. Jy weet, die Bybel sê, he who believes in his heart and confesses with his mouth that Jesus Lord shall be saved. Wat beteken dit? Dit beteken wanneer daar 'n faith impartation is. Dis hoe die Bybel sê, faith comes by hearing. Jy word blootgestel aan iemand wat met geloof met jou praat en in daai geloof word daar aktivering tot die punt wat jy sê ek glo regtig en daar bely jy. En dalk is hierdie een van daai geleenthede waar jy hoor geloof, jy hoor faith hierso en jy sit daar by jou huis en jy soos ek glo jou. Moenie wag vir 'n ander geleentheid nie. As dit jou tyd is, sê Here, ek wil U ken. Here, ek wil 'n pad stap. Maak 'n gebed en ek gaan sommer lei want dis net ek wil nie net vinnig lei in 'n gebed want baie keer weet mens nie waar om te begin nie. So Driekus, ek gaan ons gelei in 'n gebed. 100%. Okay. So as jy daar by die huis is, ek wil hê jy moet saam met my bid. So sê die volgende. Here Jesus, ek het gehoor en ek glo dat U werklik is. Ek glo dat selfs so 'n geleentheid soos hierdie kom van U hart af, want U glo of iets vir mense. Dus en daarso by die huis kan jy nou net saam met my bid en sê, Here, ek wil U ken. Sê dit in jou eie woorde, ek wil U ken. Ek erken en ek glo met my hele hart dat Jesus vir my sonde gesterf het en laat as gevolg daarvan kan ek U aanneem. So op hierdie oomblik aanvaar ek daai waarheid. Ek aanvaar dat hy vir my gesterf het en laat U werklik 'n plan vir my het waar U het vir my gesê, I was born to be a champion, en daai champion is gedefinieer as a child of God. So daar waar jy is, waar jy gebed opreg bedoel en sê, Here, ek neem U aan, daarso sê ons saam, in Jesus naam vir elke persoon waar hy gebid het, Here, ek bid nou. Every person, elke persoon wat nou gebid het, Here, ek dank U dat U hom ontvang, ek dank U daar's 'n werklike ervaring, 'n werklike belewenis, 'n werklike waar U in hulle hart kom leef, daar by hulle huis, daar waar ook al hulle is, en ek dank U daarvoor, in Jesus naam, amen. En Driekus, ek sê daai, want, en ek lei die mense, nie oor dit is nie formule nie, dis, die Here is reëel, en vir die kykers al buite, vir enigiemand wat daai gebed gebid het, ek wil vir julle sê, dit begin met 'n ervaring met die Here, dit begin met 'n plek van die kniebuig, en 'n kniebuig is baie keer net, jy hoor waarheid, en jy sê, ek wil dit hê, dit begin daarso, dit word opgevolg deur disippelskap. So waar ook al jy is, ons is 'n kerk, daar's ander kerke ook. Ek wil vir elke persoon motiveer. Gaan raak betrokke, gaan in 'n plek waar disippelskap plaasvind en gaan in 'n plek waar ons saam 'n impak het in die in die dorp. En ek gaan net hierdie laaste ding sê. As jy kyk hoe Jesus met sy disippels gewerk het, hy roep vir Petrus, hy roep vir almal van hulle. Daar's 'n proses van ontwikkeling wat hy met hulle stap. Hy het gesê, volg my, I will make you fishers of men. Hy het met hulle gestap en gesê, kom, laat ek jou leer. Hy het hulle gedemonstreer, hy het met hulle gepraat, hy het hulle gelei. Maar na daai proses, op die einde het hy gesê, okay, nou Petrus, as jy lief is vir my, feed my sheep, care for my lambs. Jy weet, hy vat 'n posisie van, jy's nou 'n receiver, tot ek het jou, as Petrus, ekskuus maar. Ja, Petrus. Ja. Petrus was 'n receiver, die Here het hom gelei, en na al sy leiding het hy hom verander na 'n posisie van 'n gewer. 'n Posisie waar hy verantwoordelikheid het. En wat is daai? Daai is 'n proses wat iemand sê, rise, I identify, I lead you, teach you, and you were born to be a champion, en dis die transference. En dis wat ontlok moet word in elke liewe persoon se lewe, die proses van disippelskap, tot waar ons sê, go and make a difference. En dis kom ek net nou gesê het, is, begin nou al en maak 'n verskil.
Sjoe. Erik, dit was 'n belewenis. Dit was genuine 'n belewenis. Kom ons som net gou op. Ja. Laastens. Wanneer vind dit plaas? Kry. Kyk. Laat almal op dieselfde bladsy. Ja. Volgende donderdag, 13 Februarie, 5:15 maak die deure oop. Van 6:15 af tot 7:30 is die geleentheid. Dit is by CRC Kerk. Dit is op pad Tuscany toe, op die langs Featherhill, dis langs Tuscany op pad Featherhill toe. Julle sal bordjies sien, julle sal mense sien wat julle so toe vat. Hoorie Erik, ek moet vir jou sê baie dankie vir hierdie geleentheid. Dankie vir wat julle vir Potch doen. Ja. Met Rise to be born to be a champion. Mag dit 'n sukses wees. Mag dit net vloei. En deur die mense, deur Jesus, laat daar mense aangeraak word en sterkte met julle reëlings vir die volgende week. Daar gaan baie mense wees. Okay. Dit gaan ek jou 'n brief gee. Ja. Na aanleiding wat vandag hier gebeur het, kan ek nie sien dat daar 'n plek gaan oop wees nie. Ja. Maar baie sterkte en dra ons groete en sterkte oor aan ander pastore en mense wat betrokke is met die reëlings. Ja. Die Here sal julle help. Die Here gaan julle help. Die Here het julle reeds gehelp, maar baie sterkte. Gaan geniet dit en dankie vir die geleentheid, pastoor. baie Ja. dankie vir wat jy met ons kom deel het vandag. Dankie Driekus. Ja, dit was Driekus Viljoen saam met pastoor Erik Kutse daar van CRC Potchefstroom. Briljante program. Weereens Peerspies volgende week donderdag 13 Februarie. Rise born to be a champion. Kyk uit in die dorp. Hierdie poster, gaan registreer en dan sien ons julle volgende week donderdag daar. Ja, dis die einde van die episode 2 hier op Potchefstroom saam met Driekus Viljoen. Tot 'n volgende keer, selfde plek, selfde tyd. Totsiens.